Goeiedag almal, dis Jessica van der Walt van Spirit Life School. Ons gaan vandag aan met lesing 7 van reeks 1 en die lesing se naam is persoonlike profesie. Eintlik kan jy dit noem die hantering van jou persoonlike profesie. So ek het aan die begin van hierdie kursus het ek vir julle gesê dat dit vir my uiters belangrik is dat wanneer jy 'n woord ontvang, dat jy dit sal neerskryf, dat jy een of ander opname van dit sal doen. En hierdie lesing gaan baie oor hoe om opnames te doen en hoekom dit belangrik is om 'n opname ofwel dit net neer te skryf. 'n Opname kan beteken neerskryf of ook 'n stemboodskap of so. Maar dan wil ek vir jou by sê, om dit net as 'n stemboodskap te hou, kan dit verlore raak. Daar's baie dinge wat deesdae gebeur op stemboodskappe en dan wanneer jy nou wil teruggaan om daai spesifieke stemboodskap te gaan soek om die feite van die saak of wat ook al jy wat deurgegee is te gaan haal, dan is daai stemboodskap nie getitel nie en so raak inligting, baie waardevolle inligting verlore. So dit is weer eens wil ek sê baie belangrik dat jy jou persoonlike profesie en drome sal neerskryf. En ek wil net vir julle 'n voorbeeld gebruik. Byvoorbeeld, mense sal 'n droom en dan sal hulle nou vir my die droom stuur, maar hulle stuur dit in 'n stemboodskap en dan sal ek vir hulle vra om dit asseblief neer te gaan skryf, uit te skryf, en as hulle dit gedoen het, sal ek na die droom kyk en hulle help met die uitleg. En dan wag ek, en ek wag, en ek wag, en ek wag. En dan sal ek daai mens sien, miskien 2 of 3 maande daarna, en ek sal vra, en het jy toe enige verdere uitleg oor jou droom gekry? Nee, ek het nog glad nie weer daaraan aandag gegee. Ek het daai dag die stemboodskap gestuur, en toe jy nou sê ek wil dit uitskryf, toe het ek nou nie verder iets daaromtrent gaan doen nie. En daai is vir my eintlik skandalig. Dit is die beste woord wat ek kan gebruik. Dis jou droom. Dis jou profetiese woord wat die Here vir jou gegee het. Dan verwag jy van my om dit te gaan uitskryf, sodat ek jou kan help uitlê. Ek kan nie 'n droom net sommer so uitlê van 12 minute stemboodskap en onthou wat jy aan die begin gedroom het met al jou detail tussenin en die groen blaartjie wat geel geword het en toe die grasie en dit is in die eerste plek nie reg nie, dat jy dit verwag van iemand nie, en in die tweede plek is jy besig om die droom ook te dishonor wat die Here vir jou gegee het. So ek wil sommer net daai reëls neerlê van die begin af. Dit is nie 'n ander persoon se werk om jou profesie neer te skryf of te onthou nie. Jy moet een of ander vorm van heel eerstens 'n opname daarvan hê, as dit 'n woordelikse of 'n stem profesie is, en dan moet jy gaan werk maak daarmee en jy moet dit gaan neerskryf, sodat jy dan dit voor jou kan hou en dit kan onthou. Dit praat juist daarvan in, laat ek sê, Habakuk 2 vers 2, toe sê hy daar, en die Here antwoord my en sê, skryf die gesig op en grafeer dit op die tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Habakuk 2 vers 3 sê, want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. So die Bybel sê vir ons, gaan skryf dit neer, sodat jy dit gereeld kan lees, tot en met dit bewaarheid word, totdat die profesie en die manifestasie daarvan een word. Kom ons begin net hier by bladsy 15 in jou boek. God spreek profeties met ons, omdat hy iets wil doen of laat gebeur. Persoonlike profetiese woord moenie ligtelik opgeneem word nie, en ek het dit ook van die begin af gesê, dit is 'n manifestasie van God self. Dit is, God en sy woord is een, en ek wil nie weer die lesing herhaal nie, maar as jy so daaraan dink, dan kan jy meer autoriteit daaraan sit, en jy kan amper meer waarde aan dit sit, wanneer jy besef, dat dit is nie net so verbygaande voeltjie wat iets in jou oor gefluister nie. Hierdie is die Here self wat met jou praat. En weer eens sê ek, hoekom is dit dan so dat jy dit nie eers neerskryf nie? Dat jy nie werk maak daarvan nie?
En mense vra vir my baie keer, dan sê hulle vir my, Jessica, hoe kan ek sien soos jy, of hoe kan ek die Here hoor soos jy? En ek wil vir jou sê, hierdie is 'n geheim, want ek heg waarde aan my profetiese woord wat ek ontvang, en ek heg waarde aan wat die Here vir my wys in die geestelike realm, ek heg waarde aan wat hy vir my wys in my stilte tyd, en ek skryf dit neer, en ek maak werk daarvan. Dit is hoekom. En so die Here sê, wees getrou in die klein goedjies. En wanneer jy getrou is aan die klein goedjies, sal hy jou met soveel meer vertrou, en hy sal soveel meer aan jou toe vertrou. Soos hy jou nie eers kan vertrou om 'n 5 sinne profetiese woord te gaan neerskryf nie, of as jy dit nie eers waarde daaraan heg nie, hoekom sal hy vir jou dan groter, dieper en wyeer dinge wys, dinge wat wêrelde beïnvloed, lande beïnvloed, en so dit is die geheim, en dit is die antwoord, jy moet werk maak, jy moet jou woord eer, en dan kan jy so groei, en dit is een van die belangrikste goed in my lewe, en ek eer die woord van die Here, en ek eer profetiese woord, en ek eer die drome wat hy vir my gee, en ek gaan skryf dit neer, en ek soek die Here se aangesig rondom dit, en so leer hy my ook meer, wanneer ek sy aangesig soek. Jy sien, want party drome is baie eenvoudig, jy droom het, of 'n woord is baie eenvoudig, jy hoor die woord, jy verstaan onmiddellik wat daar aangaan. Dan kry jy 'n woord wat meer ingewikkeld is, en daar's dalk meer simbolieke by, is 'n dieper woord, 'n wyeer woord, 'n groter woord, en jy verstaan dit nie, en dan is dit juis omdat die Here wil hê dat jy hom moet gaan soek, en sy aangesig moet gaan soek, vir hierdie uitleg van hierdie profetiese woord, en of die droom. So ek wil dit sommer net dadelik aan julle neerlê in hierdie kursus, dat ons mekaar baie mooi sal verstaan rondom dit, en dat ons aandag sal gee spesifiek aan dit. God stig, hy bemoedig en hy troos deur alle profeseë, en hy korrigeer ons ook deur profeseë, maar profeseë kan partykeer ook 'n rigtingwyser wees, wat vir jou sê, gaan vorentoe, gaan agtertoe, gaan links of gaan regs, en dan kan dit ook waarskuwings wees, wat vir ons gegee word, of vir ander mense gegee word, en waarskuwingsprofeseë en waarskuwingsdrome, daai is nogal baie belangrik. My oom het een aand 'n droom gehad, waar daar 'n aanslag op my pa se lewe is. En hy het my pa 3 uur die oggend uit Amerika uitgebel, en hy het vir hom gesê, ek het nou net hierdie droom gehad, dis presies hoe die droom gebeur het, moenie die voordeur oopmaak nie, as iemand klop, gaan by die agterdeur uit. En my pa het die foon neergesit, en net daar en dan klop iemand aan die voordeur, en my pa toe nou die woord gekry deur die droom wat my oom gehad het, en hy toe nou die agterdeur gebruik, en hier staan 'n ou met 'n verskriklike groot slagmes, juis by die voordeur, wat hy toe nou my pa, 'n aanslag op sy lewe, hy was nou maar nie lekker in die kop gewees nie, maar dit was die droom gewees. So, my oom kon net daar en dan besluit het, dis nou 'n 3 sinne droom, en hy gaan nou eers veel iets daaraan doen nie, en en dit kom my pa se lewe gekos het. So waarskuwingsdrome is baie belangrik. God is besig om sy rigting en sy woord, sy wil, sy wees, sy planne, die doel van jou lewe, die lot van jou lewe, jou destiny aan jou te openbaar deur profetiese woord. Hy is besig om vir jou te wys hoe hy jou in die gees beklee, en wat se autoriteit jy mee sit, en wat se autoriteit hy wil hê jy moet uitleef, en wat beteken sekere dinge in jou lewe, hoekom gebeur sekere dinge in jou lewe, en jy vra die Here, hoekom, en dan sê hy vir jou deur profetiese woord, en omdat jy dit nie gaan neerskryf of aandag daaraan gee nie, gaan dit verby, en jy vra dieselfde vraag 10 jaar later nog, hoekom, waar as jy dit aan die eerste plek aandag gegee het daaraan, het daardie gedeelte in jou lewe al lankal verander, en het al lankal die oplossing gehad daarvoor. Hantering van persoonlike profesie, lees bietjie 1 Timoteus 4 vers 14, en ek lees vir julle hier, moenie die geestelike gawes verwaarloos, wat jy ontvang het deur die profesie, wat oor jou uitgespreek is, toe die ouderlinge van die gemeente jou die hande opgelê het nie. Gee jou volle aandag aan hierdie sake.
Hy skryf hom so in het Amplified. Do not neglect the gift which is in you, that special inward endowment, which was directly imparted to you by the Holy Spirit by prophetic utterance when the elders laid their hands upon you at your ordination. Practice and cultivate and meditate upon these duties. Throw yourself wholly unto them. So in hierdie vers kan ons sien, wat skryf hy hierso vir Timoteus? Hy sê vir hom, moet nie dit verwaarloos nie. Moenie daai gawe, moenie daai profetiese woord wat oor jou gespreek is, verwaarloos nie. Oefen dit. Versorg dit, mediteer daarop, dink daaroor, praat met die Here daaroor, sodat dit in jou gedagtes net kan aangaan. Gee jouself oor daaraan. Gee absolute aandag daaraan. Gooi jouself daarna toe. Jy weet, maak moeite. Kyk na jouself en volhard. So, hy skryf hierso hoe belangrik dit is om hierdie profetiese woord werklik aandag aan te gee. Dit is 'n brief wat Paulus geskryf het aan Timoteus, want hy was 'n jong man gewees en hy het geweet wat Timoteus voor geroep is. Hy het geweet wat Timoteus moet doen en hy het gesê, Timoteus, daar gaan 'n dag kom wat jy moedeloos gaan word. Daar gaan 'n dag kom wat jy ander mense vir jou gaan sê jy's te jonk om te doen wat jy doen. Daar gaan 'n dag kom wat jy net wil omdraai en dit nie meer doen nie, of daar gaan 'n dag kom wat dit net vir jou te hard is wanneer jy jou martel. Maar onthou dan wat oor jou gespreek is, want onthou wat ek vir jou gesê het aan die begin. 'n Profetiese woord is soos 'n dinamus krag wat oor jou gespreek word. Dit word nie net oor jou gespreek nie, dit word letterlik binne in jou geaktiveer. So die oomblik toe hierdie woorde oor Timoteus gespreek is, het daar ook 'n bekragtiging in sy gees gebeur, sodat hy kan doen wat die Here oor hom geprofeteer het. So dit is ook wat gebeur, maar as jy nie gaan en hierdie woord net gaan neerskryf ten minste nie, hoe gaan jy jouself herinner aan daardie krag wat oor jou gespreek is en wat in jou binnekant geaktiveer is? Gaan doen moeite met jou profesie. Dit is uiters belangrik om een of ander vorm van rekord te hou. En ek self het op my rekenaar het ek folders, 20, ek dink my rekenaar het ek eers laat getrek, ek dink is 2012, van 2012 af, met die hele uitgeskrewe ding, elke jaar se woord wat ek so geskryf het. Ek het nou in my joernaal begin skryf, en dit nie meer op my rekenaar spesifiek gehou nie, maar ek kan teruggaan, 12, 13, 14, 15 jaar terug, kan ek teruggaan en ek kan gaan kyk na drome en profesie wat die Here vir my gegee het. Nou, die woord sê ook vir ons dat ons weet ten dele. So jou profesie is nie altyd volledig nie. Profeet kan voor jou staan en hulle kan vir jou 'n woord gee, maar hulle ken nie die hele prentjie nie, hulle weet nie alles nie. En soos wat God 'n fragment van sy kennis aan ons oordra, tydens die gee van 'n woord van kennis, wat een van die 9 gawes is, net so dra hy dan 'n fragment van sy wil vir iemand se lewe oor tydens 'n profesie. So jy kan byvoorbeeld 'n profesie kry by hierdie persoon en dit is nie klaar nie, dit is nie die volle woord nie. En dan sal iemand anders op 'n dag kom en hulle sal vir jou amper die ander deel van die profesie gee, of die woord van wysheid, hoe om spesifiek die finansies te gebruik, dit waarvoor jy geroep is, of te kry, of wat ook al. So, nou, wanneer jy begin bou aan jou woord, en jy begin hierdie goedjies bymekaar sit, dan sien jy hoe alles in een vloei, en hoe die Here vir jou 'n hele plan gee. Dis asof hy raadsmanne om jou sit met hierdie profetiese woord. Woord en drome waarvan daar nie 'n rekord is nie, word vergeet. Belangrike detail gaan verlore, en wanneer jy dit dadelik kan neerskryf, dan onthou jy daardie detail. En hoe gouer jy dit doen, hoe gouer kan jy daaroor begin dink. En ek het al gesien, wanneer ek 'n woord neerskryf, of 'n droom neerskryf, is dit asof die uitleg daarvan, so met die uitskryf en die neerskryf alreeds vorm begin aanneem. So jy sal sien, wanneer jy jou droom
of jou woord neerskryf, hoe die Here al klaar in daai woord inspreek, soos wat jy dit neerskryf, want hy eer jou, dat jy werksaam is daarin, soos wat in Timoteus geskryf word, gee jou volle aandag, werp jouself in die werksaamhede. So wanneer jy begin werk saam met die Here in dit, hoe hy al klaar begin om dit uit te lê vir jou. Redes vir die rekord van profesie, Habakuk 2 vers 2, jy kan dit daarbo gaan lees, die teksvers, sodat hulle dit in die verbygang kan lees. Dit is voordelig vir die hoorder, om van tyd tot tyd weer die woord te gaan lees, dit te luister en daarop te mediteer, daaroor te gaan dink, daaroor te bid, weer dit voor die Here te bring, te sien of die Here weer iets anders daarop sê. En dan nommer 2, want die gesig sal duur tot op 'n vasgestelde tyd. Nie alle profesieë is vir nou nie. God sien die toekoms en soos wat jy oor jou profesieë en jou drome mediteer en dink en bid, sal jy kan sien hoe hulle in vervulling kom. In my joernale ook, dan skryf ek die profetiese woord neer, of ek skryf die droom neer, en dan sal ek, miskien sal daar 'n jaar of 6 maande, of wat ook al verbygaan, en dan het daai in vervulling gekom, en dan skryf ek daar, vervulling, en dan skryf ek die nuwe datum neer. God het voorsien in die datum, soos wat ek net hierdie profetiese woord en die Here se beloftes amper gaan voor hom hou en sê, dankie Here. As ek sê, dit is vervul, it is done, is dit so 'n lekker gevoel, dit is soos 'n lysie amper wat jy het, en jy kan dit doodtrek en sê net, dankie Here, u woord het deurgekom, en soos bou jy jou geloof ook, jy stig jou geloof, om te sien hoe daardie woord wat jy neergeskryf het, tot vervulling gekom het, en jy kan 'n datum daarby sit. Die einde sal nie teleurstel nie, sê die woord, want wanneer jy begin sien hoe jou profesie in vervulling kom, dan help dit jou, en dit is makliker om te volhard in jou geloofspad. Nommer 4, korrekte interpretasie word makliker as daar rekords is. Soms droom jy en pas die droom toe op jou huidige omstandighede, maar later, soos jou omstandighede verloop, dan kom jy agter dat jou drome inteendeel heeltemal met iets anders te doen gehad het, en ek het dit al beleef. Dan het ek hierdie droom, en ek kan nie dadelik agterkom wat dit is nie, of ek koppel dit aan iets spesifieks, en dan wanneer iets anders in my lewe gebeur, dan kyk ek na daai droom, en dan sê ek, sjoe, hierso, dis eintlik wat hierdie droom vir my gesê het, en dan met 'n volgende droom maak dit soveel makliker om te verstaan wat die Here vir jou deur jou droom gesê het. Dan ook die redes vir profesie is om die profeteerder te beskerm, die profeet te beskerm. Want jy weet wat gebeur ook, sommige mense hoor net wat hulle wil en verdraai die profeteerder se woord om hulle te pas. Nou kom ek vertel julle vinnig 'n storie hierso. Ek het 'n vroutjie gehad en sy was baie stikkend, sy kom uit 'n stikkende huwelik uit en ek profeteer toe, of sy vra toe vir my wat moet sy doen in haar huwelik. En ek sê vir haar, en ek het dit gerekord en ek dank die Here, dit was op band geneem, en ek sê, volgens die woord, sê die woord die volgende, dat 'n man en 'n vrou mag net skei. Die Here gee vir my daai teks op hy oomblik, as een van hulle buiteegtelik was, buite die eg opgetree het. En dan sê maar, is daar niks anders, en ek sê, dit is al wat die Here vir my nou sê, ek moet vir jou daai teksvers gee. En op die ou einde van die dag is sy en haar man toe uitmekaar uit. Ek weet regtig nie wat die rede was nie, of daar nou fornication was of nie, ek het geen idee nie, maar haar predikante bel my toe, en hulle is so kwaad vir my, want hulle sê, sy sê, ek het gesê, sy moet skei. En ek het net gesê, dit is nie die waarheid nie, dit is glad nie die waarheid nie, en hier is die opname, en ek kon die opname net so in hulle hande vir hulle gee, en sê, dit is wat die Here vir my gesê het daardie dag. Ek het nie enige iemand toestemming gegee om te kan skei nie, want dit was nie vir my om dit te sê daardie dag nie. So, ek wil dit graag net hier ingooi, dat wanneer jy ook profetiese woord aan ander mense gee, om self ook 'n opname daarvan te maak, seker te maak dat daar 'n opname is. En ja, so ek onthou in die ou dae het ons nog met hierdie klein typies het ons profetiese woord opgeneem, so jy het hierdie klein bandmasjienkie gehad,
En dan sit sulke klein kassetjies, dan het jy nou oralste met die kassetjie gegaan, en dan kry elke persoon sy kassetjie, wat is nou is dit soveel makliker, want jy kan die woord opneem, en jy kan dit stuur na die mense toe. So, maak seker jy ook wat profeteer, dat jy ook 'n woord op rekord plaas, want daai het my daai dag gered. Miskien is dit nie altyd moontlik nie, maar dit is nodig. Ek gaan vinnig deur die stappe, hoe om jou profesie te hanteer gaan, plaas alle profesie en drome so gou as moontlik op rekord, skryf dit neer. Skryf of tik alle opnames neer, dadelik. Plaas jou profesie in 'n datum, volgens 'n datum in 'n leer of op jou rekenaar. En gaan gereeld deur die leer, lees dit, bid dit en mediteer daaroor. Indien daar enige interpretasies of openbarings kom, skryf dit op 'n papier neer en plaas dit by die profesie in die leer. Want later kan daar weer 'n interpretasie bykom en sit dit dan by. 1 Korintiërs 13:9 sê, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. So dit is so vervullend te sien hoe die Here sy woord stukkie vir stukkie openbaar en hoe hy dit soos 'n legkaart bou. Gaan deel die woord met volwasse mentors, sodat hulle dit saam met jou kan beoordeel. Doen niks voor die Here sê jy moet nie, en vermy so 'n Ismael babietjie. Hou jou hart sag en pas op vir trots. En dan hierdie wil ek vir jou baie sê, nommer 1. Moenie 'n persoon vra wat hy bedoel het toe hy vir jou 'n profetiese woord gegee het nie. Dit is jou werk. Want 1 Korintiërs 13:9 sê ons ken net in dele. So nou gaan ons op vrouekampe en iemand kry 'n woord by 'n persoon op die vrouekamp en dan is dit teetyd en dan gaan daai persoon, wat het jy bedoel toe jy dit gesê het en wat het jy bedoel? Teen die tyd wat jy teetyd hou, is jy sal besig om aan jou volgende preek te dink, of jy is nog besig om aan jou vorige preek te dink en te dink of jy alles ingesit het of nie ingesit het nie. So, dit is in die eerste plek, is dit ongeskik vir jou om na die sprekers toe te gaan en te sê, hulle moet nou nog wat hulle geprofeteer het vir jou uitfigure ook. Dit is jou werk. Dit is jou werk om die Here te gaan soek en die Here te vra, wat het hy bedoel met daai woord? En as jy dit op opname het, gaan sit en hoor, en so groei jou verhouding met die Here, maar so groei jou gawe ook binne in jou, wanneer jy hierdie aandag gee aan hierdie woord. Dan kom ons nou by beoordeling van jou profesie. 1 Korintiërs 14 vers 29 sê, laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. Dit kom ook neer op dan profesie in die kerk. Maar dit is belangrik dat profetiese woord beoordeel moet word en dit is belangrik om daarop te let dat die teks sê dat die woord beoordeel word en nie die profeet nie. Onthou, selfs die donkie het geprofeteer. Dit is so maklik om na 'n profeet te kyk en te sê, dis die profeet, is 'n valse profeet, want my woord het nog nie tot stand gekom nie. En ons moet baie versigtig wees om dit te doen. Profesie is net soos al die ander gawes kom uit 'n plek van geloof, om uit geloof uit van die onsienlike in te spreek in die sienlike in. Om dit wat jy nie eers vooraf geweet het nie, uit die onsienlike realm te gaan haal en dit in te spreek in hierdie persoon se lewe. En net so moet die hoorder ook gaan en hulle moet in geloof die woord uit die onsienlike raam, die realm gaan haal en toepas in hulle lewens. Die Bybel sê geloof is die hoop om dit wat ons nie sien nie, is die hoop in dit wat ons nie sien nie. Die Bybel sê vir ons, roep die dinge wat nie bestaan nie in die sienlike realm, asof dit bestaan in die sienlike realm. So, om hierdie dinge wat nie bestaan nie in die sienlike realm, is om dit wat bestaan in die onsienlike realm in te spreek in die sienlike realm in. En dit is alles geloof. Alles kom neer op geloof. As Abraham nie geloof gehad het nie, het hy nie vir Isak gehad nie. As Josef nie geloof gehad het nie,
het hy nie nog 'n laaste kans gevat en die Farao se droom uitgelê nie. As Daniël nie geloof gehad het nie, het hy ook nie 'n kans gevat en die koning Darius se droom uitgelê nie. So die profesie is ook net soos die gawe van genesing, net soos die gawe van wonders en tekens, is profesie ook 'n groot stap en grootliks afhanklik van geloof. So ek wil jou vra, asseblief moenie die profeet oordeel nie, en luister na die woord, en soos wat jy in elk geval groei in die Here, gaan jy agterkom wat is vir jou en wat is nie vir jou nie, of wat is 'n ou woord wat die persoon net opgetel het. Maar so sal jy in elk geval leer, en ek wil ook sommer net hierso sê, dat om geafronteer te wees, omdat jy 1, nie 'n woord gekry het nie, of nommer 2, 'n woord gekry het wat jy alreeds in jou lewe gekry het, is ook net dom. Want miskien kry jy weer daai woord, presies daai selfde woord, omdat jy nog niks gedoen het aan die ander woord, toe jy die eerste keer gekry het nie, so die Here herhaal homself, en jy gaan nie 'n nuwe woord kry, voordat jy nie die ou woord gaan net iets daarmee doen het nie, en daaroor gebid het, en die Here gesoek het daaroor nie. So, ja, ek wil net vir jou sê, daar kan so maklik afrontering inkom in profesie. Ek wil vir julle gou-gou 'n storie vertel. Ons is by 'n profetiese sametrek, en ek is nog baie jonk, en daar is hierdie profetiese sanger, en dan sal hy nou woord vir jou gee, maar hy sal dit vir jou sing, soos 'n lied, asof Jesus dit self vir jou sing, en ek wil net so graag ook so lied hê, en ek wag daar in spanning, en toe die aand verby is, het ek nie 'n profetiese woord gekry nie, en ek is so teleurgesteld, en ek is so hartseer, en ek voel sommer net, die Here is nie lief vir my nie. En op daai oomblik wys die Here vir my 'n beeld van 'n storie wat op TV was, of hierdie Leon Schuster wat mense so prank. En hy wys vir my daai spesifieke prank waar die Leon Schuster rose uitdeel aan die tannies by die ouete huis, en daar's hierdie een vrou, en sy kry nie 'n roos nie, en sy is so geafronteer daaroor, en sy vat die koek, en sy slat vir ou Bless Bridger met die koek in sy gesig, en so aan, en die Here sê vir my, dis hoe dit vir my lyk, dis hoe jy in die gees lyk, wanneer jy geafronteer is, omdat jy nou nie 'n profetiese woord gekry het nie. En ek het so skaam gekry, en ek het net beloof, dat ek nooit weer so sal wees nie. Die Here weet wie het wat, wanneer nodig. En daardie dag was daar ander mense wat woord meer nodig gehad het as ek. En ek het vir die Here gewag om vir my, of ek het van die Here verwag om vir my uitplek uit 'n woord te kan gee. Onthou, alle profeseë moet na Jesus wys, sy karakter, sy woorde, en van hom getuig. Profesie moet ooreenkom met die Bybel. Jy kan nie 'n woord kry wat sê, los jou vrou en gaan vat 'n ander ene nie. Profesie moet stig, bemoedig en troos. En dan wil ek ook vir jou sê, as dit partykeer voel asof daar dood oor jou kom, is dit nie Jesus nie. Ek het een keer 'n woord van iemand gekry, en het gevoel asof daar braaksel oor my gegooi was, en ek het net geweet dat dit was nie Jesus nie. So dis ook belangrik dat jy sal versigtig wees. Jy weet, wanneer jy begin rondhardloop van die een profeet na die ander profeet om in te spreek in jou lewe, dan word dit soos waarsêery, en dan kan jy net beland by die verkeerde persoon. En daar was op 'n stadium met die klomp vrouens, of 2 vrouens wat so van dorp tot dorp toe gegaan het, dan gaan profeteer hulle nou, dan kry jy nou jou groepie bymekaar, dan gaan profeteer hulle nou oor jou groepie. En ek het glad nie vrede gehad daarmee nie, iets het net vir my nie reg gevoel nie. En ek gaan toe eendag na een van die vrouens wat nou woord gekry het, en ek sê, verduidelik vir my presies, en sy sê toe nou vir my 'n klomp goed, wat glad nie ooreenstem met profesie nie, en as eintlik 'n klomp okkultiese goed by, so sout oor die skouer gooi, en allerhande sulke goeders, en weet jy, ons moes elke woord wat gespreek was, al was dit mooi woorde, ons moes elke woord wat gespreek was oor daai vrou, moes ons gaan kanselleer in die naam van Jesus, en sy moes dit bely het, en ons moes nuwe woord ingespreek het. So wees versigtig om rond te hardloop vir profetiese woord, want jy kan dalk net woord kry wat in die drekgode van jou hart inpraat, en jy kan woord kry wat deur die profete gespreek word,
en dit word opgewek deur die drekgode in jou hart en nie deur Jesus se stem nie. Toets die woord deur daai regmerkie in jou gees. Voel jy vrede, voel jy onvrede? God sal jou altyd lei om hom te volg deur 'n profetiese woord en nie mense nie. Profetiese woord kan ook in jou sonde inpraat en dis daai korrigerende woord. En jong, jy moet pas op dat jy nie te trots is om daai woord nie te wil aanvaar nie, want mense is so maklik om te dink dat hy is sonder foute. Mense is hulle sê ek is nie perfek nie en hulle sê man ek is nie 'n mens sonder foute nie, maar die oomblik wat jy vir hulle sê, hoorie maar jy moet kyk na daai area in jou lewe, jy skinder te veel of jy steel of jy wat ook al jy nou doen, ek wil nou nie al die sondes hier noem nie, maar sodra jy in daai area inwys, omdat die Here vir jou dinge wys, dan is daai persone baie maklik om self in verdediging te wees en dan verwerp hulle daardeur ook 'n profetiese woord en hulle gooi weg wat die Here vir hulle wil sê op daai oomblik. Dan wil ek met julle gou praat oor die eerste woordbeginsel. Ek het so 'n oomblikie aan dit geraak. En die eerste woordbeginsel werk op die beginsel van gehoorsaamheid ten spyte van die draai van omstandighede. Dis om nie terug te gaan op beloftes wat gemaak is nie. So jy kry 'n woord en die Here sê vir jou, jy moet gaan werk by 'n myn in, ek weet nie eers waar is myne nie, kom ons sê Brits. Ek noem nou sommer, ek weet nie eers of daar 'n myn is nie. Nou gaan jy soontoe en ag, dit is net nie lekker nie. Jy maak nie vriende nie, jy word geboelie, jy kom nie reg nie, jy's eensaam, jy's dit, jy's daai en nou besluit jy sommer binne die eerste 3 maande, nee. Jy trek nou weg, jy gaan nou 'n ander plek soek. Maar jy het vergeet dat die Here het vir jou gesê, want onthou jy, toe jy gesê, die Here het 'n deur oopgemaak vir my in Brits om te gaan werk by 'n myn. Onthou jy, dit was die woord wat jy gekry het. So of jy het in die eerste plek nie van die Here gehoor in die eerste plek nie, of tweedens, het jy nie gehou by wat die Here vir jou gesê het nie. En dis hoekom ek ook sê, wees versigtig om te sê, die Here het gesê, hierdie profeet het gesê, hierdie profeet het gesê, want dan gaan jy soos 'n malkop afkop hoender rondhardloop van die een plek na die ander plek, en jy gaan nie staan op die woord wat die Here vir jou gegee het, en jou eerste woordbeginsel by dit hou nie. Kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde, die Regabiete. Jy kan in Jeremia 35 gaan lees van hulle. God het vir die familie van die Regabiete deur die eerste woordbeginsel getoets. So die Regabiete se pa het hulle verbied om enige wyn te drink. En Jeremia ontvang toe nou 'n profetiese woord van die Here af en die Here sê vir hom, hy moet die Regabiete na sy huis toe nooi. En toe hy hulle nou nooi, toe sê hy vir hulle, hierso is vir julle wyn om te drink. En die Regabiete het geweier om die wyn te drink wat Jeremia aan hulle voorgesit het. Nou moet jy weet, Jeremia was 'n profeet. Hy was 'n groot profeet geweest. Ek meen, as die man wyn drink, kan hulle seker ook wyn drink. Maar hulle die eerste woord beginsel onthou, toe die Here vir hulle gesê het, toe hy vir hulle pa gesê het, die Regabiete is 'n heilige, onthou, hulle was nie van die priesterdom gewees, die Lewiete was die priesterdom, maar hy het gesê, hy gaan uit die Regabiete, gaan hy ook 'n priesterdom maak. Maar as hulle dan daai wyn gedrink het, sou hulle dit verloor het, en hulle het geweier om daai wyn te drink, en hulle het by die eerste woord gehou, wat hulle pa van die Here afgekry het. So, dit is so 'n goeie voorbeeld van die eerste woord beginsel, hoe jy moet hou by dit wat jy van die Here gehoor het. Want as jy dit nie gaan doen nie, weet jy, dan maak jy eintlik die Here se naam sleg ook. Want die Here praat nie die mekaar nie. Die Here sê nie eendag vir jou gaan werk op die myn, ek het vir jou deur oopgemaak en oor 2 maande sê, ag weet jy wat, ek het eintlik 'n fout gemaak, kom terug nie. So elke keer wat jy die Here se naam gebruik om jou trek of jou wat ook al te bevestig, is jy besig om te maak asof die Here nie weet waarvan hy praat nie. So hou by jou eerste woord beginsel. Samson was 'n Nasareër en sy familie het 'n duidelike opdrag gekry om hom groot te maak sodat sy roeping
in vervulling kon kom. Daar was spesifieke reëls oor Samson gewees. Hy mag nie dit nie, hy moenie so nie, hy moenie dit nie, hy moenie daai nie. En een van die dinge was gewees, hy moenie sy hare sny nie. En dit was 'n geheim, dit was 'n familiegeheim gewees, dit was 'n superpower gewees. En die superhero sê nie hulle geheime nie, maar hy het toe nou gegaan en hy het geval vir Delilah, want dit was ook Samson se swakheid, was vrouens, en daar word sy hare afgesny, en hy verloor die krag en die autoriteit wat die Here vir hom gegee het, omdat hy nie gehou het by dit wat die Here vir hom en sy familie gesê het nie, en hy het 'n baie, baie duur prys daarvoor betaal. En ja, daar's baie wat ek kan sê oor Samson, en mense wat 'n liefde vir vrouens het, en wat rondloop, en die dag sal kom, wat die Here hulle krag en hulle autoriteit van hulle sal wegneem, as gevolg daarvan, maar in elk geval, kom ons gaan dit aan Jefta, Rigters 11, hierdie is maar een van die hartseerste stories in die Bybel, en Jefta het aan God 'n belofte gemaak, dat hy die eerste persoon wat deur sy deure sou kom, aan God sou offer, indien God hom in 'n spesifieke geveg sou help. En sy dogter het deur die deur gekom, sy was die een wat hom kom groet het. En ja, Jefta het gehou by die belofte wat hy aan die Here gemaak het, want hy het besef dat daar is 'n eed wat afgelees aan God homself. En dan in 1 Konings 3 kan jy gaan lees van die jong profeet wat by sy belofte gehou het. In 1 Konings 13, die ou profeet wat die jong profeet mislei het, en hoe die jong profeet die prys betaal het van dood, omdat hy die eerste woord beginsel veronagsaam het. Saul, 1 Samuel 15, Saul het nie gebly by die opdrag nie, en hy het na die tyd het hy gegaan, en hy het gaan dink, nee, maar ek gaan eerder die beste hou, en ek gaan eerder dit, en ek gaan eerder daai doen, en waar as die eerste woord beginsel was die Amalekiete, en alles en almal moet doodgemaak word. En ek wil hier vir jou ook sê, dat die eerste woord beginsel is daai plek waar jy die woord van die Here gekry het, en jy weet wat is reg en wat jy nie moet doen nie. En dan begin jou vleesmens, jou gedagtes, die vyand self begin bietjie in daar rondkrap, en hy krap en hy krap en hy krap. En later is jy nou al so oortuig deur die vyand of deur jou eie gedagtes, en dat jy nie eers meer hou by die eerste woord beginsel nie. So die eerste woord beginsel is hierdie suiwer woord van die Here, wat sê, dit is wat jy moet doen, dit is die datum, dit is dit. En dan, dit is voordat jy nog aan die tafel van redenasies gaan sit het. Jy sê, want ons kan onsself baie vinnig uit 'n ding redeneer, as dit te moeilik raak, of as dit te duur prys is om te betaal, dan redeneer ons onsself uit 'n profetiese woord uit. En sê, ag nee, die profeet het seker nie mooi gehoor nie, of wat ook al nie. So, dit is so belangrik, dat jy hierdie eerste woord beginsel sal eer, dat jy jou eerste woord sal neerskryf, en daarby sal bly, en nie afwyk daarvan, as gevolg van redenasies, en hoe jy jouself uit 'n situasie kan of wil kry nie. Vat maar net hierdie profetiese kursus. Ek kan nie vir julle sê hoeveel mense het ingeskryf, en toe in die gees teestand begin ervaar nie, want ek met die vyand wil nie hê jy met die Here se stem hoor nie, hy wil nie hê jy met die Here se stem ken nie, of net dinge wat gebeur het, en dan is dit soos, miskien moes ek nie ingeskryf het nie, maar jou eerste woord was, skryf, jy was opgewonde daaroor gewees, skryf in vir hierdie kursus, en ek wil vir jou bemoedig met hierdie lesing, om vas te klou aan hierdie kursus, regtig nie net uit dit uit te gaan nie, want die Here wil jou van homself leer, en sy stem laat leer ken. Jesus het die keuse gehad om die profesie oor hom te verwerp, 6000 jaar se profesie oor hom te verwerp. Hy het die keuse gehad toe hy 40 dae vas het, toe die vyand daar aankom en hom probeer versoek het hy die keuse gehad, maar hy het sy profetiese woord wat hy gehad het, wat Vader
al lankal vir eeue oor hom geprofeteer het, wat die profete in die Ou Testament geprofeteer het oor die Messias, het hy voor hom gehou en hy het by daardie eerste woord en by sy roeping en sy doel gebly. Die hele wêreld sou verlore gegaan het as Jesus sy mind gechange het, omdat dinge te rof vir hom geword het. So hierdie eerste woord beginsel is so 'n belangrike woord, en ek wil vir jou regtig sê, hou by dit. Hou by die woord wat die Here vir jou heel eerste gesê het, die rein suiwer woord, voordat jy nog in versoeking en in dinge te swaar geword het, en jy begin om jouself daar probeer uit te redeneer. Kom ons gaan kyk bietjie na die vervulling en die bokasies van jou woord. Profesie is God geïnspireerde moontlikhede, maar dis God se woord ook. Dis absoluut sy woord en dit word in werking gestel, maar ons kan deur ons eie toedoen, kan ons dit mis. Ons kan dit absoluut mis. Hierdie profetiese skool wat ek aanbied, die Here het vir my duidelik deur 'n droom gewys dat dit is wat gedoen moet word. So het ek begin soek na 'n venue, ek kan nie 'n venue kry nie, ek sukkel om 'n venue te kry, mense maak die deure in my gesig toe en hulle sê nee, nie by ons nie, of hulle kom net nie terug na my toe, hulle antwoord my net nie, en ek het later ook amper gedink, okay, miskien het ek die Here verkeerd gehoor, miskien is dit vir 'n ander tyd, miskien is dit vir 'n ander plek, en maar ek het net besluit, nee, ek hou by die woord. En so het ek die profetiese woord vervul deur die skool te begin. Maar as ek dit nie gedoen het nie, as ek maar net opgegee het, dan het ek deur my eie toedoen God se woord se doel met die profetiese skool gemis en 'n klomp ander mense eintlik ook ingedoen. Geloof. Ek het nou gesê, geloof is so nodig in profesie en ook in die vervulling van profesie. 2 Kronieke 20 vers 20 sê, glo sy profete en julle sal voorspoedig wees. Glo die woord van God en jy sal voorspoedig wees. Romeine 10 vers 17, geloof is deur die gehoor en gehoor is deur die woord van God. Dan gehoorsaamheid. Jakobus 1 vers 22, wees daders van die woord en nie net hoorders nie. Begin die profetiese skool, moenie net daarvan droom en dink, o, dis 'n mooi droom nie. Wees 'n dader van dit wat die Here gesê het in die droom. 1 Samuel 15, weer eens sal sy ongehoorsaamheid lei tot die beëindiging van sy koninkryk. Sy koninkryk en sy nageslag, sy koninkryk word gestroop as gevolg van ongehoorsaamheid aan 'n profetiese woord, aan dit wat Samuel vir hom gesê het. Geduldig, Hebreërs 6 vers 12 sê ons moet lankmoedig wag. En as gevolg van ongeduld is daar baie Ismaels gebore. Jy kan nie wag vir daai woord nie. Die Here het gesê, hy gaan dit in jou lewe waarmaak, maar jy kan nie meer wag daarvoor nie, en dan begin jy sommer 'n ander besigheid wat jou finansiëel ruïneer, omdat jy nie kon wag op die Here se tyd en op die Here se persoon wat hy miskien saam met jou wou sit nie. So, ja, wees geduldig. Ismaels is daai klein jakkalsies wat 'n las vir ons word, omdat ons uit ons eie opgetree het. Onderwerping is belangrik, baie belangrik, om in die beginjare van jou bediening die krag van onderwerping, om te kan submit aan ander te leer. God eer die wat hulle voorgangers eer, of hulle leiers eer. Dit is so belangrik. Ja, ek kan nie vir jou sê, die mentors wat ek in my lewe gehad het nie, en nog steeds tot vandag toe, sal ek daai mentors nog steeds bel, en ek sal nog steeds raad vra, en ek sal hulle nog steeds met hulle deel, en ek sal nog steeds hulle inset in my lewe waardeer. Nie almal nie, daar's mense wat al gedink het, hulle is my mentors, en hulle is glad nie my mentors gewees nie, maar daar is uitverkose mense in my lewe, wat die Here vir my gekies het, om my mentors te wees en te bly. 1 Samuel 15, Saul was trots en hy het hom nie onderwerp aan die wat bo hom aangestel was nie. En hy het baie keer net sy eie ding gaan doen, sonder om vir God of vir Samuel daaroor te raadpleeg. En daai 1 Samuel 15, daar's soveel wat ons kan leer uit 1 Samuel 15.
oor die onderwerping en oor gehoorsaamheid en oor rebellie en oor eerste woord beginsel. Gaan lees sommer die hele 1 Samuel 15b. Dan onverantwoordelikheid, luiheid en uitstel. Eksodus 4 vers 24, Moses word amper deur die Here doodgemaak oor die uitstel van 'n opdrag. God verwag dat ons sal getrou wees oor sy opdragte. Wees getrou aan die klein dingetjies en God gaan jou vertrou met die groot dinge. Dit is so belangrik. Ek weet nie of die Here ons nou tot vandag toe sal doodmaak as ons nou nie 'n profetiese skool begin het gesê, maar hy kan miskien die roeping vir iemand anders te gee, en hy kan die werk vir iemand anders te gee, en dit wat jy eintlik moes gedoen het, word vir iemand anders te gegee. So, wees gehoorsaam, hou op lui wees, hou op uitstel, doen wat die Here vir jou sê om te doen. Dan 2 Konings 5, die kaptein Naaman van Syrië verwerp Elisa se profesie, omdat hy verontwaardig voel dat Elisa so 'n profesie kan gee. So, hy moes gaan 7 keer bad het in die Jordaanrivier, en as dit nie vir sy diensmeisie was nie, wat hom ooreed het en vir hom gesê het, gaan na die Jordaanrivier en gaan was jouself, sou hy sy genesing gemis het. So pas op, dat jy nie neerkyk op mense en die woord verwerp nie. Kyk na mense en dink, ag, wie's hulle nou om vir my hierdie te sê, of wie's die en wie's daai. Wanneer mense vir jou woord gee, uit 'n plek van liefde en omgee, pas op dat jy nie die woord verwerp nie. En ek wil vir jou bid, en ons gaan nou lesing 7 sommer net afsluit, en dan gaan ek vir jou praktiese oefening gee, wat jy dan kan doen. Hierdie is dan ons laaste lesing tot en met ons volgende manual, en as jy wil inskryf vir die volgende manual, moet jy asseblief met my kontak maak. Vader, dankie dat U ons leer hoe om ons profetiese woord te vat en dit deel van ons lewens te maak en hoe om dit te hanteer. Ek bid dat U ons sal wys hoe ons woord kan eer en U daardeur kan vereer. Ons loof U en ons prys U en ons dankie dat U ons al hoe meer leer. So ek wil vir jou vandag 'n oefening gee, en ek wil hê jy moet teruggaan na 'n woord wat jy gekry het, lank terug, of 'n droom wat jy gekry het, wat jy nog nie neergeskryf het nie, en dat jou prakties sal wees om daardie droom te gaan neerskryf, en die Here te vra om jou te herinner daaraan, en watter een is dit wat jy moet neerskryf, sodat jy dit kan reg hanteer. Teksvers rondom dit te gaan kry, dit 'n gebedssaak te maak, skryf jou gebed selfs neer, en gaan vat jou woord, en gaan skryf dit neer. So dit is jou prakties, tot ons weer met mekaar gesels.